Goeiemiddag dames en here, welkom by Vleis Sentraal se Back and Claw seer biosekuriteit sessie. Met Back and Claw en die bekommernis rondom dit het ons as Vleis Sentraal goed gedink om twee spesialiste in velde te kry om vir die gemeenskap bietjie meer inligting te gee. En dit sal wees om basies hoe om Back and Claw seer te identifiseer, hoe om die kudde te beskerm, basies om die leiding van die diere te verlig en as ook die regsposisie en die regulatoriese raamwerk rondom waar Suid-Afrika hulle self bevind. So net die agenda en praktiese reëlings, so ons het vir Dr. Morris, vir julle almal sal hom goed ken, hy is 'n baie bekende veearts en 'n voerkraal spesialis wat seker een van die mees ingeligte persone in Suid-Afrika is rondom Back and Claw seer, as ook meneer Isak de Tooy, direkteur by Barnard Ingelyf, agri-spesialis in die regsaspekte van die landbou-ekonomie. En ja, baie welkom julle. Ek is baie dankbaar dat julle hierso is. Ja, en Isak, jy gaan basies die huidige state of disaster bespreek, as ook die hofproses wat tans aan die gang is, as ook hoekom enstowwe nie vrylik beskikbaar is aan enige en toegedien kan word nie. So die vrae, julle is welkom om dit in die chatbox te sit deurentyd die sessie, en ons sal dan aan die einde van die sessie sal ons vir die twee manne die geleentheid gee om dit te antwoord, en ja, sien baie uit daarna. Ons gaan probeer soveel as moontlik van julle vrae beantwoord. So ja, ons eerste spreker is Dr. Morris, die veearts en voerkraal spesialis vir meer as 25 jaar. Hy is ook deel van die ministeriële advieskomitee en taakspan vir dieresiektes van Suid-Afrika. Ja, ek hoef nie meer voor te stel nie, almal in die landbougemeenskap ken seker Dr. Shaun Morris baie goed. So welkom, en ek sit jou aan die woord. Dankie. Môre almal, welkom by hierdie inligting sessie. Ek wil net by voorbaat afkondig dat ek het 'n non-disclosure agreement geteken as deel van die ministeriële taakspan. So daar mag miskien een of twee vrae wees wat ek nie mag antwoord nie. Terwyl ek wel wil antwoord, mag ek nie antwoord nie. So kom ons skop sekerlik af met wat is tans die huidige situasie wat die siekte aanbetref in Suid-Afrika. En ek dink ons almal besef dat ons 'n redelike groot probleem op hande het. Ek wil net, voordat ons begin, huldeblyk bring aan twee legendes. Die man aan die linkerkant is Dr. Flop Kretsman. Hy was betrokke by die uitbraak by Triple A Beef in 2021. En die ander man is 'n legendariese figuur in die wêreld van Back and Claw, Dr. Gavin Thompson, wat ongelukkig ook beswyk het 2 jaar terug aan pankreatiese kanker, maar 'n wêreldkenner. As jy nou artikels opsoek vir Back and Claw, hy was een van Suid-Afrika se vooraanstaande kennis in die gebied. Daai lyk vir julle seker baie bekend. Daai groot ou buffel. Dit is baie belangrik om te verstaan, buffels is draers van hierdie virus, veral die SAT-strain. En kom ons breek dit net bietjie af. Jy kry 3 SAT-strain, SAT1, SAT2 en SAT3. En onder dit kry 'n mens 63 verskillende tipes van hierdie virus. En ek sal dit later in die praatjie vir julle meer verduidelik, maar dit was die bron van die probleem. Is dit nou heidaglik die bron van die probleem? Hulle is nou bang vir ons. Ons was bang vir die buffels jare terug. Nou is die buffels bang vir ons. Hier's 'n foto van kalvers wat drink 70 km binnekant in die Kruger Nasionale Wildtuin. Ons moet baie versigtig wees om te sê ons help ons opkomende boere, ons kommunale boere
Want dit is presies wat gebeur het in 2019 en ek kan presies die tyd vir jou gee, dit was 20/7, die 7de Januarie 2019, toe die staat afgekondig het dat die siekte buite die surveillance zone, soos hulle dit noem, uitgebreek het. En dit was 'n plek met die naam van Wembe en jy kan maar gaan kyk, daar was 'n droogte in Wembe. En waar moet hierdie arme mense water kry vir hulle lewende hawe? Al plek wat water gehad het, was die Kreerwiltuin. Daar is nie meer drade wat die Kreerwiltuin afskei van die kommunale mense of van die kom ons sê die mense in die nabye gebied nie. En dit gons op sosiale media. Die antwoord wat ek gekry het van die staat af is, hoekom sit mense sulke goed op sosiale media? Want ek het nie sosiale media nie, ek gaan dit ook nie kry nie. My vrou sal vir jou sê, my foon is besig genoeg sonder om met al daai goed te deel. Al hierdie diere is van kant gesit. 70 diere, wat die lewensbron van die mense wat in daai gebied bly, is van kant gemaak. Net omdat hulle water gesoek het vir hulle beeste. En glo my, hulle het nie daar gekom met 'n trop nie. Hulle het geloop. Want daai mense bevind hulle self in 'n posisie waar hulle geen resources het vir hulle beeste nie. Dan kom ons by die departement. Ek weet die naam is nie reg nie, dis laasweek vir my uitgewys. Ek ken hulle as, dis nou DELRA, Department of Agriculture, Rural Development and Land Reform. Ek dink, ek gaan nou vir jou wys, waar het ons probleme begin. As hulle op jou plaas kom, kry jy 'n rooi kaart. Van nasionaal af of van provinsiaal. En in 2012 is daar al rooi ligte vir ons gewys deur ondersoek van die Europese Unie om te sê ons staatsveeartsenydiens is besig om uitmekaar uit te val. Die probleme is net om die hoek. Ons gaan hierdie goed moet aanspreek. En in September 2021 is daar 'n taakspan bymekaar geroep deur die vorige minister van Landbou, mevrou Toko Didiza, om te kyk na die leemtes, die foute, die gate en alles wat daarmee saamgaan. Waar kan ons die stelsel verbeter? En onthou net, dit is nou 2 jaar nadat die bekkenklou uitgebreek het in Limpopo. En wat dink julle het gebeur? Daar's hy, the system is broken. Broken. Daar is gebrokke, gebreek. Ek weet nie wat se woord kan ek gebruik. Daar's 'n paar ander woorde, maar ek sal hulle maar los vir hierdie gesprek. Op die einde van die dag, daar is niks daaraan gedoen nie. Hierdie verslag is opgestel deur een van die vooraanstaande wetenskaplikes in die wêreld, Dr. Gideon Broekner. Hy is 'n man wat om die wêreld gegaan het om hierdie siekte te probeer bekamp in ander lande. Hy was ons vorige direkteur van dieregesondheid in 1994. Hy was betrokke by die uitbraak in Cato Ridge, KwaZulu-Natal in 2000 en ons het ons status baie vinnig weer teruggekry. Want daar was mense wat regtig 'n verskil wou maak. Dr. Broekner het afgetrek Natal toe vir 3 maande. Net om hierdie probleem as 'n generaal uit te sorteer. En die broken system, ons sit nog steeds met 'n broken system. Daar het nog niks verander wat die stelsel betref. So kry vir jou 'n paar tekkies en hardloop. As jy vir die regering op jou plaas kry, moet jy maar hardloop. Right, hier's nou 'n foto vir julle van wat gebeur het in die Tsitsikamma. Die Tsitsikamma is die grootste kom ons sê bymekaarkoms van melkbeeste en dit was 'n uitstekende voorbeeld wat gedoen kan word as mense saamwerk. En die Oos-Kaapse regering, plaaslike veterinêre dienste, en ek gaan hom op die naam noem, Dr. Jared Strydom, saam met die privaat veeartse, saam met die owerhede, het hierdie probleem uitgesort. En hierdie slide is baie belangrik, want ek gaan vir jou iets uitwys. In die rooi sien jy plase wat besmet was en geënt was. Kom ons sê die purple plase, het verkies en geteken dat hulle geënt gaan word en geen klag teen die staat sal hê as daar enigiets fout gaan. Glo dit of nie, dis die hoeveelheid diere wat geënt was. Vaccinated positive, geënt positief, geënt negatief, een negatiewe plaas
het 'n paar beeste gewys wat kliniese simptome gewys het. Op die einde van die dag is hierdie probleem afgehandel. Dit verg samewerking. Dit verg mense wat toegewyd is. Dit verg entoesiasme. Dit verg commitment. Ons moet net al die provinsies kry om so op te tree en ons sal baie vinnig hierdie brand kan blus. Ek kom hierso en ek sê stop. Selfs in die Weskaap op hierdie stadium is daar plase wat geen biosekuriteitsmaatreëls in plek sit nie. Hierdie siekte ken nie boundaries nie. Hierdie siekte kan nie lees nie. Wat hy wel weet is, hy moet op 'n Vrydagmiddag gaan slaap, want dis wanneer die staat nou 'n naweek gaan, en dan Maandag bel jy hom en jy sê jy moet wakker word. Praat met jou plaaslike veearts. Praat met hulle weet presies wat om te doen. Jou plaas is nie 'n speelgrond vir almal nie, en ek weet dis nie die volkome oplossing nie, maar op die einde van die dag, dit kom daarop neer, julle moet probeer julle self beskerm. Anything you can do, your neighbor can do better. En ek dink dit is 'n groot leemte wat ons nog steeds in die land het, waar daar nie genoeg biosekuriteit toegepas word nie. Vir julle manne wat in die Vrystaat bly, dis nou 'n mooi interlink. Ek kan jou wet dat daai beeste onwettig of wettig geskuif word. Geen papierwerk nie. Waar kom hy vandaan? Waar gaan hy heen? Geen mens weet nie. Maar al wat ek weet is dat baie van die probleme wat ons ervaar in die land op hierdie stadium is deur onwettige beesverskuiwings plaasgevind. En ek weet dit, ek praat met die staatsveeartse. As daar 'n probleem opgetel word, kom ons sê in 'n kommunale area, en hulle weet die staat kom môre. Daai aand skuif die beeste. En hulle skuif oral. Hulle kan Gauteng toe skuif, want dit is waar die grootste probleem ontaard het, en dit is teruggetreis na KwaZulu-Natal toe. Die probleem nou in die Weskaap, waar kom daai beeste vandaan? Ons het nie goeie traceability op hierdie stadium nie, en ons het minder beheer oor die beweging van beeste. Kom ons kyk net dat die serotipes wat in die wêreld beskryf word, daar is 7, maar sedert 2004 is daar nog geen tipe C aangemeld in die wêreld nie. Moenie worry oor hierdie linkerkantste foto van die rooi en die groen en alles, dis vir die veearts om te interpreteer. So as daar enige veearts op die line is, en julle wil weet hoe interpreteer die resultate, gee ons net 'n lykie. Right, hierdie is 'n baie belangrike foto, en kyk net na die datum. Ons status in 2017. Ons was bevoorreg. Op hierdie Afrika kontinent was ons een van 3 lande. Vry, sonder inenting. Sonder. En Madagaskar. Ek dink nie die virus het al geleer swem nie, maar wie weet, hy sal miskien daarby uitkom. 3 lande op hierdie vasteland. Dit het 5 jaar gevat, en daar verloor ons status. Ons huidige status is besmet. Daar's nie 'n ander status vir ons land nie, hoor. Jy kan maar sê dis nie endemies, dit is, en jy kan my aanhaal, dit is endemies. Die land is besmet. Wat gaan ons daaromtrent doen? Kom ons kyk net bietjie na die virus. Hierdie virus is 'n single-stranded RNA virus. Daar's 'n menslike virus, hulle noem hom die vigsvirus. Dis dieselfde, kom ons sê RNA virus. Moenie worry oor wat hy doen nie. Dit affekteer gesplete hoewediere en kamele. En is hoogs aansteeklik, maar die tweede lyn sal vir jou sê hoë morbiditeit, lae mortaliteit in ouer diere. Vleisbeeste moet geskei word in die Bos indicus en Bos taurus. Melkbeeste word ongelukkig geweldig getref deur hierdie virus. So, hoe word hy versprei? Elke uitskeiding, elke secretion, daar is virus daar binne. Hierdie in beeste is eintlik 'n longvirus. Hy word deur die asemhalingsstelsel ingeneem en hy beland in die longe. Hou dit net in gedagte as ek vir jou vertel van die navorsing, want dit is een roete vir die beeste, en wat varke aanbetref, dit word deur die bek opgeneem. So jy moet baie meer virus hê om 'n vark te besmet as om 'n bees te besmet. Okay, en
die heel onderste slide sê, dit bly lewe in koel, vochtige toestande. Vat jou geheue terug na November en Desember laas jaar, toe die ding ontplof het. Dit was koel, dit was nat, en die virus hou van hierdie omstandighede. Die virus het eintlik gedink, soos sy Europese maatjies, ja, dit is nou die beste plek vir my. Die virus hou nie van dit nie. Ok, kom ons kyk waar vind die virus homself plaas, en ek sal vir jou op 'n foto wys. As jy net kyk daarso, 107 tissue culture infected doses per mil. Dit is 'n baie hoë konsentrasie van virus. Maar sodra die diere besmet word, natuurlik besmet word, skop die immuunstelsel in. Wat ek net vir julle wil sê is, as julle beeste die siekte kry, en ek dink nie daar's baie plase oor wat dit nog moet kry nie. Moenie die voeding sny nie, moenie probeer geld spaar, die immuunstelsel het 'n ondersteuning nodig, baie sterk ondersteuning nodig. Geen immuunstelsel werk as jy vir hom sy energie wegvat en sy proteïen wegvat, daar gaan die immuunstelsel en jy gaan 'n swak immuunrespons kry. Hoe dit werk, jy kry 'n latente infeksie, jy kry infeksie subclinical, die boere julle gaan dit nie sien nie, dan kry jy die clinical, dan kan hy nog oorbly, hulle noem dit persistent, en dan kry jy 'n draer. Dit is die grootste probleem wat ons mee te doen het as 'n dier gesond geword het van die siekte. Maar op die einde van die dag, kan jy maar self kyk daar, so die inkubasieperiode is baie kort. Ons werk tans op die WOA, aanbevelings van 14 dae inkubasie. Ons virus vat nie 14 dae om jou te looi nie. Ons praat hier in 'n omgewing van 5 of 6 dae en dan is dit neusie verby, dan het die siekte vir jou getref. As 'n mens kyk na hierdie foto, jy sal sien die areas gemerk in rooi is die grootste, dis die site waar die virus gaan sit. So as jy 'n draer het, dit is waar die virus homself gaan bevind. Soos hulle sê op die slide, 1 tot 3 dae en dan kom die kliniese simptome. Die kliniese simptome vir baie van julle gaan lyk soos longe. Die beeste het vinnige asemhaling, dalk 'n koors, hulle kwel by die bek, hulle eet nie, want die tong is ontsettend seer, maar dit lyk amper soos longontsteking. En baie ouens is, dok, my beeste het longontsteking, as ons net mooi gaan kyk, hulle het longontsteking en bekkenklip. En ek dink as 'n mens gaan kyk na die sekondêre plekke van replikasie, dis om die hoefkoronêre band, die tong, die spene en die hart in jong diere, en dit het ons ervaar die einde van laas jaar, geweldige fractus onder die jong kalvers, wat aan hulle maas gesuip het, wat die siekte opgedoen het. As 'n mens kyk, dis nou dit uitgeskei word deur die asem, uitskeidings, vleis, melk, die res van die karkasse. Maar op die einde van die dag, ons moet onsself toespits op die melk en die vleis, want dit is die grootste probleme wat ons optel. En ek wil net ook sê, mense kan die virus oordra, voertuie kan die virus oordra, feed, nie so seer nie in my opinie, en paaie, as dit nat en modderig is, maar ek dink nie dis die grootste probleem nie. En onthou net, die WOA guidelines is geskryf vir die Europese virusse, nie vir ons Suid-Afrikaanse virusse. Ons het ons eie virusse, ons het ons eie talentstel. Kyk net na die uitskeiding in melk. Dit is die grootste volume virus van enige van die uitskeidings. En dis hoekom hierdie kallertjies wat die melk inneem van hulle maas af in die ouderdom kategorie van 3 maande en minder, hulle vrek ongelukkig, en ek sal 'n fotootjie vir jou wys van wat hulle noem tiger heart disease. Maar 'n vark is wat hulle noem 'n amplify host. As 'n vark hierdie virus uitskei, dit lyk soos 'n atoombom bo Hiroshima. So dis net virus waar jy kyk. Maar daar's nie 'n uitskeiding of 'n, kom ons sê saad in bulle. Ons is tans besig met 'n proef om te kyk hoe lank bly die saad besmet. Want ons het nie inligting wat dit dan betref nie. Maar kom ons wys vir jou net 'n paar kliniese simptome. Dit is waar jy moet soek op die tong, op die harde verhemelte, op die lippe, koronêre hoef, tussen die kloutjies en op die spene. Right, as jy dit sien, dan moet jy weet, jy het 'n prys gewen. Eerste, tweede en derde prys. As jy kyk na die foto van die tong,
Daai tong is eintlik al bietjie besig om te genees. Daar's 'n slijmlaagie wat hulle noem fibrien bo op die tong, en in die vars geval in die linkerkant, as jy jou hand op die tong sit, gaan die epiteel afkom in jou hand. En dit stink verskriklik. Dis weefsel wat vrot. Daar's nog 'n paar foto's, daar kan jy dit duidelik sien. Veral die foto aan die regterkant, dis aan die tip van die tong. En as dit so lyk, hulle sê as dit soos 'n eend lyk en soos 'n eend loop, is dit 'n eend. Daai is back and claw. Dis nou as hy nou 'n bietjie verder gevorder het, jy kan sien en is erg besmet. Dis nou in die varke, en in die heel onderste punt kan jy sien, dis nou besig om te genees. Die derde laag van die wat hulle noem die epidermis word aangetas hierso. So die tong moet homself genees van onderaf. En dit vat omtrent so 3 na 4 weke, en dan is hy amper naby aan genees. Hierdie is 'n video, ek weet nie of hy gaan speel nie, maar dis hoe dit lyk, dis klontmelk. As jy Woolworths toe gaan, kan jy klontmelk koop, want hierdie virus het 'n absolute affinity vir die eier. Daar's spesifieke reseptore binne in die eier waar die virus gaan sit. Ek het vanoggend met iemand gepraat, 50% van die kudde wat besmet is met die virus, het mastitis gevalle. Ek wil nie name noem nie, hulle sê dis die Poppy Act, my prokureur kollegas sit langs my, ek stel my nie aan, steur my nie aan 'n Poppy Act nie. Toe hy by die 126ste bees kom, het hy gesê hy gaan nie meer van sy beeste skiet nie. Dit is 'n probleem, want jy kry kroniese mastitis, en ons moet ongelukkig ontslaa raak van hierdie koeie, maar jy kan nie onmiddellik van hulle ontslaa raak nie, maar daar is baie positiewe nuus wat ek met julle gaan deel. Dis hoe dit lyk as die hoef afkom van die koronêre band, en dit gebeur met sekere van die stamme wat ons ervaar het nou. Beeste het opgestaan en uit hulle kloutjies uitgeloop. Daai beeste moet van kant gemaak word, want jy kan hulle net nie slag nie. So hy het geweldige welsynsprobleme ook. En ek dink dit is iets wat die regering baie vinnig agter moet kom. Dis nie net 'n siekte wat diere siek maak nie, daar's 'n welsynsaspek. En ons het almal 'n reg om diere te beskerm. Dis hoe Tiger Heart Disease lyk, streepies in die hart. Dit is 'n myokarditis. Die klein kallertjies vrek nie onmiddellik nie, maar seker 'n week of 2 van ouderdom en tot met 3 maande dan vrek hulle. Van die ouens in die Noordwes provinsie waar hulle Kaapstad nou dink die siekte het nie gekom nie, baie kalvers verloor. En Natal, baie kalvers verloor. Ons is nou besig met 'n proef daarmee ook. Right. Vaccination and vaccination strategies. Daar is tot hede, en onlangs het daar olie-gebaseerde enstof op die mark gekom. Tot toe dan was dit maar net water-gebaseerde enstowwe wat 'n baie laag immuniteit verwek. En dit hou nie baie lank nie. Ons enigste bron van enstof was die Botswana Veterinary Institute. Hulle het ongelukkig ook hulle eie probleme nou, maar die nuwe enstowwe wat die land ingekom het, beide van Argentinië en van Turkye, is high potency olie-gebaseerde virusse wat absoluut beskerming gaan verleen vir jou beeste. Moenie daaroor twyfel nie en dink wel dit is net set 1 en set 2 en ek wag vir die set 3. Vat die enstof wat nou beskikbaar is en end jou beeste. Ek smeek jou, end jou beeste. Die herimmunisering moet plaasvind hier by 4 maande ouderdom. Moenie wag totdat hy uithardloop op 6 maande nie. En ek dink baie van die beeste het in die vleisbeeste arena het die siekte opgedoen. Mense het dit nie aangemeld nie, of mense het nie eens geweet wat daar aangaan nie. Jy hoef nie daai kalvers te end tot en met 6 maande nie, want die oorsprong van die teenliggaam in die biesmelk gaan daai kalvers beskerm. Right. Okay, kom ons kom nou bietjie by die goeie nuus. In Julie 2025 het ek nie van hierdie prof geweet nie. Uit die bloute uit een Vrydagmiddag het prof Amanda vir my gebel en sy sê vir my kan ons met haar ontmoet, want sy het 'n navorsingsprojek wat sy graag wil loods, en sy sê ek vir haar nee, dis reg, en met my kollega Dr. Dirk Verwoerd van Kerm Beef het ons na die universiteit toe gegaan, en van daar af het ons 'n groot vriendskap opgebou, en sy's 'n heldin. Julle moet almal baie dankie sê vir hierdie prof. Sy is baie slim, baie slimmer as ek. Ek is net daar vir die beklei. Right. Hierdie
is 'n foto van die limfknope wat sy wou toets om te kyk. Wat gebeur 2 weke nadat die diere geënt is, bly hulle nog 'n probleem, bly hulle nog 'n risikomateriaal. Hierdie eerste proef is op 4 beeste gedoen. 4. En daar kan jy sien heel bo die kleure verander en die risiko bly nog steeds nommer 7. Daai palatine tonsil. Maar hier is waar dit nou gebeur het. On Monday the 25th of August 2025 is die projek geloods, nie sonder sy probleme nie, want glo dit of nie, die staat het ons probeer keer, maar hulle het vir Prof Amanda probeer keer, maar 'n bietjie moeilik om my te keer. R100,000 later, in 'n Section 23, maandagmiddag, hierdie foto is geneem at 5 o'clock. Die program het begin 7 die aand, die ouens wat die monsters gekollekteer het in die abattoir, en baie dankie aan Karen B vir hulle gewilligheid om ons te help. Ons het 90 beeste geslag in 4 ure. Karen B slag normaalweg 100 beeste in 'n uur. Karen B vir die finansiële kostes gedra van die oortyd, want elke ou wat in die abattoir gewerk het ons gehelp. Die ou aan die regterkant wat so breë slimlag tussen die 2 meisiekinders, dis professor Leon Prozeski, hy was deel van die proef. En die man wat langs in die ander foto staan, wat lyk asof hy nog nie 'n veearts bereik het nie, is my drywer, en hy was ook integraal in hierdie program, want hy moes die monsters opvat na Hans Houhuizen in die Kruger Nasionale Wildtuin. Right, so wat het nou gebeur? Op die einde van die dag, die beeste moet geslag word. En die huidige wetgewing staan daar, jy mag beeste nie slag in die eerste 14 dae nadat hulle geënt is nie, en van 14 dae tot 42 dae moet jy nou alles weggooi. Kop, pote, binnegoed, jy moet ontbeen. Dis omtrent R5,000 'n bees verlies. Dis 'n massiewe hoeveelheid geld. En as die PA nie reg is nie, dan moet jy die vleis nog wegvries. So wat het Prof gedoen? Sy het nou hierdie gaan verander. Want 2 weke nadat die diere geënt is die proef gedoen. Daar is 1800 monsters gevat. Individueel, mag ek sê. Dis die grootste insameling van monsters wat back and claw betref in die wêreld. It's never been done before. We are pioneers in the process. En wat gaan ons nou bereik? Want 14 dae nadat die beeste geënt is, het ons nou al die monsters gevat, ons het limfknope gevat, ons het long gevat, ons het vel tussen die hoewe gevat, ons het milt gevat, ons het nier gevat, ons het long gevat, hart, miskien herhaal ek myself, long, okay, maar dis 'n gevaar tissue, en glo dit of nie een van daai weefsels, 14 dae nadat die diere geënt is 'n bedreiging, as gevolg van virusmateriaal wat oor is. Wat ek wel geleer het in die proses, jy moet 'n intact virus hê om die siekte te versprei. Daar was wel virale materiaal, maar nie genoegsaam om die siekte te versprei. Die van julle wat nou die wetgewing dophou, sal sien, dit staan daar 6 maande, en dan kan jy oorgaan na normale slag. Dit is nou terug na 3 maande toe. Ons gaan dit terugbring na 2 weke toe. Die dokument is toevallig vir oggend 11 uur ingedien. Dis nie toevallig nie. Dit sou gebeur het vandag. Dis net die dag wat Vleis Sentraal gekies het om hulle praatjie te hou. Right, immuniteit. Soos ek gesê het, immuniteit hang af of die kalf biesmelk ingekry het of nie. As die kalf wel biesmelk ingekry het van 'n geënte ma, of 'n ma wat jy dink wel die siekte gehad en nie geënt is nie, moenie ent voor 6 maande ouderdom nie. As jy wil, praat met jou staatsveearts of praat met jou plaaslike veearts, van 2 weke ouderdom kan jy wel ent. Hierdie enstof gaan 2 jaarliks toegedien moet word, die olie-gebaseerde enstof. En hierdie is nou die belangrike storie. As jy draerdiere moet identifiseer, ons het nog 'n proef geloods. Want in COVID se tyd het die navorsing gegaan oor IgM, moenie worry oor dit nie, maar wat hulle wel bewys het is as IgM terugkeer na sy
normale vlak is jy nie 'n draer nie. As die IgM hoog bly, is jy 'n draer. En ek dink, soos hulle sê daarbo, most animals clear the infection within 2 weeks, maar 'n klein persentasie kan 'n draer word, beeste tot en met 3 jaar, dis die uiterste. Skape 'n jaar, goats, bokke, 30 dae, varke word nie 'n draer nie. Die Here het ook sy goed beplan, hoor. Moenie 'n fout maak nie. Hy het mooi beplan, want 'n vark is 'n probleem. En ons het seker 8 of 10 varkplase wat nou die siekte opgedoen het, bo op die varkpes, bo op al die ander probleme wat hulle het. Right, hoe lank bly jy in die omgewing? Dis 'n vraag wat ons aan mekaar kry. En as hierdie virus is 'n moffie. As jy hom bietjie pH verander, dan vrek hy. Gaan nie vloek nie, my vrou sê ek mag nie vloek nie. Maar daar kan jy sien 1 sekond by 'n pH van tussen of laer as 5 of hoër as 12. Wat ons gebruik is 'n produk met die naam van sitroensuur. Jy maak vir jouself 'n 2 tot 3% aan oplossing op en die virus is weg. 1%. 1 second, gone. Dan kyk jy daar hoe lank oorleef hy. Maar onthou net, hierdie navorsing is gedoen op die Europese stamme. 20 weke in strawbedding. Ek dink net in die Kaap sit hulle strawbedding daar, want jy weet, in die winter is dit geweldig modderig. 14 dae in dry fecal material in summer. Ons huidige wetgewing sê 'n jaar. 14 dae in 'n jaar is 'n moerse verskil. Dan is 'n bron van inkomste. 6 months in slurry in winter. Onthou net in Europa, nee, dis koud. Ek dink dis nou nie Sutherland of iets nie, maar jy weet, die meeste van die plekke kry genoeg sonskyn, genoeg warm dae. So, hoe lank bly jy daar? Ons gaan 'n proef doen. Ons het al klaar die mis bymekaar gemaak. Ek gaan net nie bystaan en sê ons is amper klaar met 'n proef om te wys hoe lank bly die besmetting in bilsaad. So ons het regtig waar die geleentheid gebruik om navorsing te doen en ons gaan die resultate binne die volgende jaar alles uit hê. Right, hoe kan ek hierdie ding verwaar? Pox. Kyk daar op die neus, op die harde verhemelte. sien jy hoe dis lyk soos 'n sirkeltjie. Bek en klou kom nie in sirkels voor nie, hoor. Hy maak ulkusse. Het enige van julle hierdie probleme ervaar hierdie jaar? As jy in Suid-Afrika is, moes jy dit ervaar het. As jy in Namibië luister, jy het definitief dit ervaar. Ek hoor in Zimbabwe, hierdie siekte het ons gelooi hierdie jaar. En kyk daar op die snoet van die neus, dis nou knopvel siekte. Right, kom ons sluit die af, die presentation af net met 'n bietjie interessanthede. Impala, baie gevoelig vir hierdie virus. Ons het al kuddes gesien wat vrek is. Ek self het nog nie gehoor van wildebeeste en suiwels, hulle kry wel die siekte. Daar's die camels, en as ek vir jou nou hierdie diersoorte wys, hierdie kan eksperimenteel besmet word. Eksperimenteel. So dis nie so seer hulle gaan die siekte opdoen nie, maar hulle kan eksperimenteel. Daar's hy, rotte. Is dit 'n itermagog? As die aardvark. Almal van hulle kan wel die besmetting opdoen as hulle in 'n laboratorium omstandighede. Olifante, seekoeie, renosters. Waar's weer die kudu en die mountain gazelle. Hoekom sit ek die mountain gazelle? Dis 'n gazelle wat voorkom in Israel en hulle het nie onmiddellik gevrek van die siekte nie, maar met die tyd het hulle gevrek en wat het hulle gevind? Hulle het gevrek aan suikersiekte, diabetes. Want die virus het homself gaan bevind in die pankreas. Maar wat die kudu aan betref, ek kan vir jou sê, in Natal het ons foto's gesien van diere wat vrek is aan hierdie virus. 'n Kameelperd kan ook eksperimenteel besmet word. Bere, daar's die ou Dassie, Tafelberg, en moet daar bly, want daar's nou soveel virus daar in die Kaap, en moet bietjie wegbly daar. En dan wil ek net dankie sê aan hierdie mense, Dr. Gideon, Dr. François, Prof. Amanda, Dr. Livio, en die res van my taakspan, kollegas, en veral aan my familie. Hulle ervaar die lewe uit ander oë, as jy met bek en klou elke dag van jou lewe hoef te doen het. Baie dankie julle.
Ons baie dankie Dr. Morris vir 'n ongelooflike insiggewende sessie. So volgende aan die woord is meneer Isak de Tooy, meer as 20 jaar ervaring in kommersiële, korporatiewe en siviele litigasie, spesialiseer in landboureg, kommersiële reg en regulatoriese nakoming. So met hierdie stel ek jou graag aan die woord. Baie dankie. Dames en here, baie dankie. Ek dink ten eerste aan Vleis Sentraal vir die geleentheid om julle toe te spreek. Ek dink dit is 'n baie belangrike funksie wat hulle verrig om net 'n bietjie inligting aan julle almal bekend te stel en ek is bevoorreg om deel te neem daaraan. Dan ten tweede, ek dink van my kant af, ek het Dr. Morris se gesprek baie interessant gevind. En as ek wil positief wees, dink ek dit klink vir my, daar is daarom lig aan die einde van hierdie tonnel. Ek verstaan vir julle almal daar buite en op julle plase is hierdie natuurlike ramp. Kom ons wees eerlik daaroor, hierdie is nie kinderspeletjies nie. Daar is verrykende gevolge vir julleself, vir julle kudde en natuurlik landwyd. Elemente soos voedselsekuriteit en biosekuriteit, hierdie is 'n groot ding. Om mee te begin, wil ek miskien net duidelik maak, dis seker maar die prokureur in my wat praat, maar ek wil asseblief hê julle almal moet verstaan, die doel van wat ek vir julle gaan verduidelik, van 'n regsoogpunt af, is ek wil nie hê, en ek hoop nie julle neem dit so op, dat ek nou vir julle gaan skietgoed gee, om te sê, wie gaan ons dagvaar, wie gaan ons aanspreeklik hou nie, dis nie die doel van die gesprek nie. Die doel is meer om vir julle die wetlike en regulatoriese raamwerk te verduidelik, dat ons almal verstaan, hoe word hierdie siekte hanteer, wat is die wetlike aspekte daaraan, wat is die beperkings daarop, om dit eenvoudig te taal te stel, wat mag jy en wat mag jy nie doen, in terme van die wet nie. So asseblief, moenie my in 'n hofsaak, ek gaan nou 'n bietjie praat oor 'n hofsaak, moenie my in 'n hofsaak gaan aanhaal oor wat ek hier sê nie, dit is 'n inligtingsessie. As daar spesifieke gevalle is en feite, dan moet die goed natuurlik altyd individueel oorweeg word, voordat 'n ou regsadvies kan gee, om nou finaal te sê, jy het 'n eis, of iemand het moontlik 'n eis teen jou, of ons gaan allerhande litigasie van stapel stuur, dit is net nie die doel van vandag se bespreking nie. So, ek dink om te begin, dit mag wees dat julle is almal, of ek glo baie van julle is in elk geval in die bedryf, en julle is redelik vertroud met hierdie wetgewing, maar ek gaan vinnig daardeur draf, en dan net 'n bietjie van 'n lig daarop werp, ook hoe werk die interaksie tussen mense soos Dr. Morris, jy weet die veeartse, die privaat sektor, mense, ek glo soos julle almal self, en natuurlik die regering se rol hierin. Dit is belangrik om dit te verstaan, as 'n ou na die regsaspekte kyk. Nou en dan moet julle my vergewe, in die wêreld waar ek leef, doen ek baie dinge in Engels. Ek is self Afrikaans sprekend, maar julle moet my vergewe as ek bietjie na die terminologie en die wetgewing Engels verwys. So kom ons begin. Die wet, wat ek dink ons almal baie goed ken, is die Animal Diseases Act. Ons kan bietjie later, gaan ek meer daaroor praat, maar dit is so, dat hierdie wet in 1984 wet is. Ek dink daar's een of twee dinge wat ons daarin kan lees, dit beteken maar net, diere siektes is nie iets wat ons laas week, of laas jaar, of selfs 10 jaar terug ontdek het nie. Die wetgewer in Suid-Afrika het dit so lank terug as 1984 en selfs voorafgaande wetgewing goedgevind om siektes te probeer beheer en te reguleer. Ek dink daai twee terme is baie belangrik, want die doelwit, die oorhoofse doelwit om hierdie soort wetgewing uit te vaardig en ook af te dwing, is 100% daarop gemik om die siektes te beheer, om kuddes, plase, mense en voedselsekuriteit te beskerm en te verseker. En ek is dankbaar vir Dr. Morris wat ook gesê het, en ek gaan dit herhaal, dat dit is belangrik as 'n ou in 'n krisis wat hierdie is,
as 'n ou in 'n krisis is, dan is dit nie nou die tyd om te dink ons gaan reëls, regulasies of wetgewing by die venster uitgooi en ons gaan begin maak wat ons voel, en ek dink dit is baie emosioneel, dat ons moet onsself en ons kuddes en ons inkomste en ons plase beskerm, en ons het nou 'n snaakse vorm van wetlike selfverdedigingsmeganisme ontwikkel. Ek dink dit is baie menslik, en ek het baie begrip daarvoor dat baie van julle miskien so mag voel, maar die punt wat ek probeer maak is, wanneer 'n ou met 'n krisis soos hierdie in die gesig gestaar word, dan is dit nou die tyd om juis die wetgewing, die regulasies, die protokols baie mooi te verstaan, nommer 1, en definitief na te kom. Die goed het 'n doel, dis geskryf vir 'n doel, en as hierdie goed reg werk, as wetenskap en wetlike regulasies en die gemeenskap en die regering saamwerk, soos Dr. Morris gesê het, dan bereik ons die doel wat ons wil. So dit is belangrik dat julle dit verstaan. So 'n kort opsomming van die Animal Diseases Act. Ek gaan probeer om maar 'n gewone taal te gebruik sover as moontlik. Die ding is geskryf vir oorhoofse doele. Die eerste een is om 'n declaration te maak, om wat mens noem die siektes wat geïdentifiseer en beheer moet word op 'n lysie neer te skryf. Laat ons weet. Natuurlik is back enclosure een van die siektes wat voorgeskryf word wat deur hierdie wet gereguleer word. Die tweede doel is natuurlik, soos wat Dr. Morris verduidelik het, is ook om die entstowwe en die beperkings daarop en die kontrole daarvan en die toediening daarvan te reguleer. Derdens, en ek glo dis 'n ding wat baie vir julle almal op die oomblik van toepassing is natuurlik om beweging van diere, permitte van diere of beperkings op beweginge van diere daar te stel. Die vierde een is biosekuriteit. Dit is 'n kontrolemeganisme, dit is 'n oorhoofse meganisme, soos wat ek van tevore gesê het, dit gaan oor meer as net 'n bees of 'n mens of 'n plaas of die regering. Dit gaan oor 'n oorhoofse beheer van biosekuriteit. En dan laastens, natuurlik goed wat julle almal behoort te ken, is om die voorskrifte en die vereistes vir kwarantyne en monitering daar te stel. Dit is die oorhoofse doel van die wet. Saam met die wet is daar ook natuurlik regulasies uitgereik. In die algemeen gesproke, dit kry ons in die regswêreld baie. Daar is altyd 'n wet wat die beginsels daar stel, die voorskrifte daar neersit, en dan is daar regulasies. Die regulasies is goed wat meer oor die implementering, die monitering en die toepassing van die wet gaan. Daar is natuurlik regulasies onder die Animal Diseases Act uitgevaardig. So, wat sê ek vir julle? Back enclosure in terme van die Animal Diseases Act is, en ek sal self sê in julle almal se koppe op die oomblik, ongelukkig 'n staatsbeheerde siekte. Wat ek verduidelik het oor entstowwe en die beperking van beweging van diere, is derhalwe 'n funksie wat onder die staat se beheer val. Dit is 'n ding wat as amptenaar van die hof en as prokureur wat ek vir julle moet sê, dit is 'n wet. Dit is hoe die wêreld werk. Dit is hoe regerings nie net in Suid-Afrika nie, maar in ander dele van die wêreld werk, is dat die wetgewer en die regering vind dit goed om sekere goed wat van nasionale en selfs internasionale belang vir gesondheid en wetenskap en beheer onder die vaandel van die staat val. Dit is partykeer moeilik en ek dink veral in omstandighede waar ons nou is, waar julle almal met krisisse op julle plaas, is dit baie moeilik om te aanvaar dat ons moet luister na die staat en ons moet luister na die staatsveeartse en ons moet luister na die bewegings, beperkings en selfs op die slegste natuurlik, as die staat dit goed vind onder hierdie regulasies en die wetgewing, dat jy diere moet doodmaak, dan is dit 'n bitterpil om te sluk. Ek aanvaar dit en ek verstaan dit, maar ek dink dit is belangrik dat julle almal sal verstaan, op 'n baie selfde manier as wat Dr. Morris gesê het is, wanneer ons saam met die stelsel werk, het die stelsel tog 'n doel en hy het tog 'n uitkoms. Ek persoonlik was eintlik
aangenaam verras om te hoor dat die entstowwe en die wetenskaplike navorsing wat daaroor gedoen is in 'n gevorderde stadium en dit lyk tog vir my daar's 'n lig aan die einde van die tonnel. Die boodskap van my kant af is 'n ou moet maar 'n bietjie hierdie stelsel toelaat ten spyte van opinies wat ons dalk mag hê oor wat die staat in die verlede moes doen of kon gedoen het of beter gedoen het. Dit is 'n debat in my opinie vir 'n ander dag. As 'n ou in die moeilikheid is, soos wat baie van ons is op die oomblik, moet 'n ou die krisisbeheer toepas en in die stelsel toelaat om die resultaat vir jou te gee. Op daai punt wil ek dalk vir julle, ek het dit goed gedink in die voorbereiding, om miskien 'n bietjie 'n parallel te trek. Dit mag moeilik wees vir baie van julle, want jy kyk na jou beeste op die plaas, hulle is siek, jy kyk na jou inkomste, daar's 'n probleem, van julle diere moet dalk doodgemaak word, die entstowwe is nie noodwendig geredelik en op 'n kort tydperk beskikbaar nie, maar kom ek probeer net vir julle 'n parallel trek. Ek glo julle almal onthou baie goed, en ek dink die hele wêreld onthou baie goed, ons het almal hierdie krisis gehad, toe die COVID-virus die wêreld getref het. Wat die menslike aspek en die diere of die beeste of enige ander, soos ons dit noem, die klauwe en hoefdiere aanbetref, daar is beperkings ingestel. En dit is nou moeilik of in baie gevalle selfs onmoontlik om diere heen en weer te skuif. Die wetenskaplike doel daarvan het Dr. Morris vir verduidelik. Dit is om die verspreiding te probeer stop. Maar kom ek vat julle terug na toe ons almal, myself ingesluit, in ons huise toegesluit was, letterlik. Deur wetgewing en regulasies wat ook onder, byvoorbeeld, wat ook in hierdie geval van toepassing is, wat dan onder die Disaster Management Act ingestel is. So wanneer 'n krisis ons tref, dan is daar meganismes in die regstelsel. En daai meganismes word deur die wetgewer, wat maar die regering is, afgedwing. So kom ek vat julle terug na toe ons almal in ons huise toegesluit gesit is. Dit was vir ons 'n krisis. Ek kon nie na my werk toe gaan nie. Ek kan nie na die plaaslike supermark toe gaan om te gaan kos en klere koop nie. Dit was regtig 'n ingrypende metode wat deur die staat en deur die wetgewing en deur die regstelsel op ons afgedwing is. Maar ek dink waar ons vandag sit, het ons, soos hulle sê, the benefit of hindsight. Ek het aan 'n vraag gedink wat ek dalk net vir julle almal, wat jy vir jouself in jou kop kan beantwoord, maar hoeveel van ons wat vandag hier sit, het nie COVID gehad nie? Ek dink die antwoord is bitter min. Nou, at the time, toe hierdie hele COVID ding ons getref het, toe Cyril Ramaphosa op TV geklim het en vir ons gesê het, ons moet in ons huise sit, het ons 'n paar goed beleef. Een was vrees, 2 was onsekerheid. Maar ek dink, as ons terugkyk oor die afgelope 4 of 5 jaar, ek dink die enige van ons het die realiteit verstaan, dat ons almal gaan COVID kry. Hier waar ons vandag sit, as ons terugkyk, as ek dit so kan stel, is dit nie so erg nie. En ek sê dit met baie respek, ek meen, terrible goed het gebeur, mense is oorlede. Maar as 'n ou hierdie stelsel deursien, en as hierdie regulatoriese en statutêre meganismes, saam met die wetenskap, saam met die mediese industrie, toegelaat word om hierdie krisis te beheer, dan kan ons, glo ek, met back and closure, by 'n plek uitkom, waar ons met COVID uitgekom het. Dit was 'n soortgelyke proses. Die entstowwe was nie geredelik beskikbaar nie. Mense was kwaad, ons het gevoel, wie moet ek dagvaar? Moet ek die mense in China dagvaar, want Donald Trump het gesê, dis 'n Chinese virus. Moet ek my eie regering dagvaar? Wat moet ek doen? Ek dink dit is 'n menslike simptoom, wat uit vrees en onsekerheid gebore is, maar waar ons vandag sit, kan ons 'n bietjie terugkyk en sien dat ons is deur die proses en meganismes soos entstowwe, mediese beheer, menslike beheer, beweging en in hierdie geval 'n beweging van en beperking op beweging van beeste en ander diere. Dit het op die ou end tog 'n baie goeie doel bereik. So ek dink om daai aspek af te sluit, is die boodskap dat die hantering, die implementering, die beperkings
en die uitrol van hierdie protokols en die skemas wat Dr. Morrels ons van vertel het wat op pad is, wat ons gehoor het so onlangs soos vandag in die powers that be oorweeg word. Hierdie goed het 'n doel en hierdie goed het 'n plek. En ek dink swaar soos wat dit mag wees, as ons onsself op die oomblik in hierdie krisissituasie bevind, is dit die regte regsadvies en die regte regsbegrip om te sê, kom ons hou by die sisteem, kom ons pas die sisteem toe en ons laat die ding toe om ons by 'n plek uit te kry, hopelik, waar ons vandag is met COVID, dat ons op daai selfde plek kan uitkom oor hopelik so gou as moontlik tyd met back in closure. 'n Tweede aspek wat ek dink dalk vir julle almal belangrik sal wees, is die voor die hand liggende vraag. Ek is 'n boer op my plaas, ek het beeste verloor, ek het inkomste verloor en die pad lyk donker vorentoe. Kan ek geld kry iewers? Is daar kompensasie? Kan ek iemand regstegnies aanspreek? Die kort antwoord, en ek hoop dit is goeie nuus vir julle, is ja. Vir dieselfde rede dat ek gesê het, daar is motivering agter. There is method in the madness, dat siektes soos back in closure deur wette en deur regulasies beheer word. Daar dieselfde wet, die Animal Diseases Act, maak voorsiening daarvoor. Dat as die staat wat in beheer is van hierdie siekte en as die staat wat in beheer is van hierdie proses op 'n stadium besluit, maar ons moet jou diere ongelukkig doodmaak, dan is daar kompensasiemeganismes in hierdie selfde wet ingeskryf. Dit is 'n proses, daar is voorgeskrewe maniere hoe jy daai kompensasie kan eis, maar ek dink, sonder om in te veel detail in te gaan, die kort antwoord is, jy is nie geheel en al remedieloos nie. Dieselfde wetgewing wat hierdie goed op jou afdwing, maak ook voorsiening vir kompensasie. Dit mag dalk aan julle bekend wees, in die regstelsel in Suid-Afrika het ons wat mens noem die presidentestelsel, ek glo jy almal weet dit, met ander woorde die wette word geskryf, maar ons het howe, die Hooggeregshof, die Appelhof en in toepaslike gevalle selfs die konstitusionele hof, wat vir ons beginsels neerlê oor wanneer kan ons kompensasie kry en hoeveel kan ons kompensasie kry. Daar was 'n aangeleentheid wat al die pad tot in die Appelhof in Bloemfontein gegaan het, waar wat baie spesifiek van toepassing is. Dit was ook 'n aangeleentheid tussen, dit was melkbore in hierdie geval waarvan ek praat, maar die minister van Landbou en die direkteur van Animal Health en Landbou was die partye wat daai ding hof toe gevat het. Die uiteinde van daai saak was wel dat daar 'n regsinterpretasie was deur die hof, eers deur die Hooggeregshof en toe later deur die Appelhof, maar die uiteinde was dat daar is 'n substantiëre bedrag, in daai geval 10 miljoen rand, uitbetaal onder die Animal Diseases Act vir, dit was in daai geval was nie back in closure nie, dit was TB, maar ek dink dit is 'n baie vergelykbare voorbeeld. So die kort antwoord, as ek kan vir julle 'n klein bietjie lig in hierdie tonnel sit, daar is voorsiening gemaak in die wetgewing vir kompensasie as hierdie soort goed op jou afgedwing word en as jy skade daardeur ly. 'n Vraag wat ek geantisipeer het en 'n ander voorbeeld wat ek ook dalk vir julle wil probeer verduidelik, as dit kan sin maak, is dit is ongelukkig so dat wanneer daar 'n wetlike regulatoriese regime bestaan, soos wat dit in hierdie geval is, wat ek nou net verduidelik is, dan kan ons nie op ander maniere in die gewone regsproses probeer om mense te dagvaar en skade te eis nie. Ek sê dit 'n bietjie versigtig, ek dink nie dit is onmoontlik nie, maar die algemene beginsel is, as 'n wet geskryf word wat sê, as jy skade ly onder hierdie wet, dan is daar staatskompensasie aan jou betaalbaar. Die algemene reël is, as dit so is, dan kan jy nie op 'n ander plek, op 'n tweede bite at the cherry, as ek dit so kan stel, ook gaan skade eis nie. Ek sê dit versigtig, want daar mag spesifieke feite en omstandighede bestaan, wat 'n gesprek vir 'n ander dag is, wat op die woord wat bekend staan is 'n delictuele basis. Moontlik vir jou skadevergoedingseis kan gee, maar ek wil hê julle moet verstaan, in die algemeen is dit 'n statutêre kompensasie. Daar is meganismes daarvoor en jy kan daaronder eis.
Ek dink julle almal is vertroud met die padongelukke fonds. Ek probeer dit ook net as 'n parallelle voorbeeld gebruik. As ek vanmiddag hier uit my kantoor uitry en ek ry in Dr. Morris se kar vas en ek maak vir hom skade want ek het oor 'n rooi lig gery of ek het 'n paar biere ingehaat voordat ek huis toe gery het en ek is nalatig en ek maak skade aan Sean en hy kry seer in die proses. Kom ons gee 'n ekstreme voorbeeld. Ek ry so hard in sy bakkie vas dat ek sy knie mors afry en sy been moet geamputeer word. Dit is 'n voorbeeld waar daar ook 'n wet bestaan. Dit gebeur so baie in 'n land soos Suid-Afrika, maar ook in baie ander lande in die wêreld, dat mense seer kry en beserings het. En ek dink dit is 'n ding wat ook, soos nou, dit gaan vir jou baie erg wees, as 'n dronk prokureur uit sy kantoor uitry en hy stamp jou kar en jou been moet afgesit word, en jy gaan kwaad wees vir die man, en jy gaan skade by hom wil eis. Nou, op 'n soortgelyke manier is daar die padongelukke fonds wet. Die regering het 'n stelsel geskep. Die regering het 'n fonds geskep. Die regering het reëls en regulasies en meganismes geskep om te sê, Sean, dit is Isak se skuld. Hy was 'n nalatige ou, hy het te veel bier gedrink voordat hy vasgery het, maar jou eis vir die skade wat jy gely het, jou mediese onkoste, jou verlies aan inkomste en 'n legio van ander dinge, dit moet jy gaan eis by die padongelukke fonds. Dit is nie 100% dieselfde as die Animal Diseases Act nie, maar ek hoop dit help julle almal 'n bietjie verstaan dat julle is nie die enigste slagoffers, as ek dit so kan stel, waar jy 'n wetlike meganisme en 'n protokol het wat beheer in die eerste plek wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie, en in die tweede plek as daar skade kom, waar moet jy dit gaan eis? Dit is soortgelyk aan wat gebeur het in COVID en dit is tot 'n mate soortgelyk aan wat met jou gebeur as jy liggaamlike beserings opdoen as gevolg van 'n motorongeluk. Jy dagvaar nie die ou wat die skade aan jou veroorsaak het nie. Jy kry kompensasie by die staat. Ek hoop dit is duidelik en as daar later vrae daaroor is julle welkom dat ons bietjie daaroor kan gesels. Laastens van my kant af, ek dink dit is bekend in die industrie dat soos wat ons hier sit, is daar 'n hofsaak wat voor die Hooggeregshof dien, wat deur industrie liggame gebring word en die hele spul mense, die regering, die ministers, die departement en ook maatskappye wat betrokke is met die verskaffing van hierdie enstowwe wat met back and closure te doen het. Hierdie hofsaak is letterlik, soos wat ons hier sit, besig om sy pad deur die hof te vind en hy gaan waarskynlik binne die volgende week of 2 aangehoor word en dit sal vir my persoonlik baie interessant wees om te sien wat daar gebeur. Die rede hoekom ek dit aan julle noem, is dat dit is menslik en dit is te verwagte dat mense soos baie van julle wat hulle in hierdie posisie begin voel, maar ons moet nou begin iemand dagvaar, ons moet begin om loopholes te soek of slim tegniese regsargumente wat prokureurs en baie duur advokate gaan uitdink oor hoe kan ons, as ek die taal mag gebruik, hoe kan ons die stelsel jiphou? Hoe kan ons vinniger rondom die stelsel, verby die stelsel, deur die stelsel by antwoorde uitkom, want ons is desperaat, ons soek die enstowwe, ons diere ly, ons plase ry, ons voedselsekuriteit ly. Ek wil nie my regsopinie uitspreek oor die sukses of andersins van die hofsaak nie. Wat ek 'n opmerking wil maak van 'n regsoogpunt af is, ek is nie oortuig dat 'n legio van hofsaake hierdie probleem gaan oplos nie. Ek is hier om vir julle te probeer motiveer dat dis nou die tyd om die proses na te volg, om die protokols na te kom, om die beperkings wat op julle diere geplaas is in terme van beweging na te kom. Dit is ongelukkig so dat een van ons mense in Suid-Afrika, ons almal as 'n volk en as 'n reënboognasie, een van ons beste eienskappe is dat ons is resilient en ons soek uitkoms en ons soek maniere om rondom en bo-oor en onderdeur goed te kom. Die boodskap van my kant af, van 'n regsooppunt af, dit is nie nou die tyd om dit te doen nie.
daar mag, soos ek van tevore gesê het, daar mag 'n tyd kom wat 'n ou na die tyd, as ons hierdie siekte onder beheer het, as ons die protokols gevolg het, en as ons by 'n plek kan uitkom met back and closure, waar ons met COVID uitgekom het, waar die lewe genormaliseer is. By all means, daar mag tyd en plek wees om te wonder, is mense dalk aanspreeklik en kan ons prokureurs en advokate ryk maak en besig hou om hierdie dinge na te volg. Ek dink dit is 'n plek, ek praat dit nie weg nie, ek kritiseer glad nie die mense wat huidiglik in die hof staan of baie binnekort in die hof gaan staan om te probeer soek na oplossings nie. Ek kritiseer dit nie, ek sê nie dis verkeerd nie. Ek dink die sentrale gedagte van my kant af is, nou is ons kan nie hierdie probleem in 'n hof oplos nie. Ter afsluiting, dink ek kan ek net laastens terugverwys na die hele COVID-betalle. Julle sal onthou, toe ons almal opgesluit gesit het in ons huise, het ons ook elke nou en dan gesien, een hardloop hof toe en spreek die minister aan oor wat sy doen of nie doen nie, die volgende een bring een of ander declaratory bevel. Daai goed het uitgespeel, maar op die ou end, dit wat gewerk het, en dit wat die probleem vir ons opgelos het, is dinge wat Dr. Morris verduidelik het. Die enstof moet kom. Die protokolle moet nagekom word. Ons moet julle almal hier deur kry. En ons moet by 'n plek uitkom waar ons status weer as 'n land kan terugkry. As ek Dr. Morris reg verstaan, dat ons met enstowwe dan weer 'n skoon 'n rekord kan bereik. Dit is min of meer die gedagtes wat ek met julle wou deel. Ek is seker ons sal later 'n kansie kry om 'n bietjie vrae te antwoord. Maar dit van my kant af. Baie dankie. Baie dankie Isak, ek het ook daarom nou 'n paar goed geleer, so ek waardeer dit vreeslik baie. So ons gaan die vloer oopmaak vir vrae. Ek het nogal 'n klompie hier gekry. Kom ons begin gou. Eerste een, sal section 9 en 10 hierdie week geteken word, en sal dit soos die ICC voorgestel aanvaar word? Sonder om uit te praat met die NDA, I think there's a really good chance that it's going to be signed this week. Ja. It's going to bring a lot of relief to a lot of people, and a lot of problems that have arisen are going to be put to bed temporarily or hopefully permanently. It will hopefully be signed this week. Baie dankie. Ja, sorry, ek gaan julle 'n bietjie op die spot sit die op stukke, né? Geen probleem. Okay, as my buurman nie openbaar dat sy diere siek is nie, en my kudde word siek, kan ek my buurman aanspreeklik hou? Dit is vir Ja, Pieter, dankie. Ek dink dit is ek het nogals die vraag geantisipeer en julle moet my vergewe as ek 'n baie prokureuragtige antwoord gaan gee. Die primêre antwoord is, soos wat ek van tevore verduidelik het, dat kompensasie lê teen die staat onder die Animal Diseases Act. Die tweede deel van my antwoord is, daarom in beginsel het jy nie 'n skadevergoedingseis teen die staat nie. Maar om hierdie vraag te antwoord, dit mag so wees, as jy kan bewys dat jou buurman geweet het en aspris, om eenvoudige taal te gebruik, dit nie aangemeld het nie. Maar ek dink ek moet dit kwalifiseer. In beginsel is dit 'n geval wat 'n ou feite met feite moet vergelyk en wat presies op jou plaas en met jou buurman gebeur het. Die kort antwoord is, en ek sê dit versigtig, dit is dalk moontlik. Maar ek wil nie hê julle moet mekaar begin dagvaar nie. En ek wil nie hê julle moet vingers na mekaar begin wys nie. Maar daai aspek van 'n buurman tot buurman regsaanspreeklikheid sal gaan oor 'n delik. Dit is die gewone gemeenereg beginsels van, het ek iets gedoen wat ek voorsien het, wat ek van geweet het, of wat ek redelikerwys kon voorsien het, of moes van geweet het, en ek het 'n kognitiewe besluit gemaak om dit nie te doen nie, en nou maak ek skade vir my buurman. So die kort antwoord is, dis moontlik, maar 'n ou sal dit baie versigtig op die feite van elke geval sal moet oorweeg, en ek dink daai kennis in jou buurman se kop. Het hy dit aspris gedoen, of soos Sean verduidelik het, dalk het hy eenvoudig nie geweet
dat hy dit moet rapporteer nie, maar kort antwoord, baie versigtige oorweging, dit mag moontlik wees. Ja, ek dink die bewyslas is seker maar die grootste probleem. Jy is heeltemal reg, Pieter. Die bewyslas is absoluut waarna ek verwys. 'n Ou moet na die feite en die kennis van elke geval gaan kyk. Jy is heeltemal reg. Okay, nee, is reg, baie dankie. Dan aan Dr. Morris, wat kan ek prakties doen om my kudde te beskerm? Ek moet my diere kan verhandel om bestaan te kan maak. Hoe kry ek my kudde geënt as hulle nog nie simptome wys nie? Ek dink verskillende provinsies het verskillende uitrolplanne wat die enstof aan betref op hierdie stadium. Sover is daar nou 2,5 miljoen dosisse olie-gebaseerde enstof die land in en ek was selfs by Onderste Poort vanoggend toe ek sien die KwaZulu-Natal se besending is op pad. Die privaat sektor weer bygedra tot die vervoer van die enstof af na Ellerton toe in Pietermaritzburg. Ek dink die beste ding wat jy kan doen is daar is aansoekvorms om te en. Werk saam met jou plaaslike veearts. Kom in kontak met jou staatsveearts. Sit jou versoek in dat jy graag geënt wil word. Die diere wat nog nie besmet is nie, in my opinie, en dis nou net my opinie, moet voorkeur kry dat hulle nie siek word nie. Want op hierdie stadium beskerming van jou kudde en jou diere is die grootste uitdaging wat ons nou het. Ons het baie besmette plase. Daai plase het al infeksie gehad. En dis weer my opinie. Ek dink hulle moet agter in die tou staan. Die wat nog nie die siekte opgetel het nie, of opgedoen het nie, moet eers geënt word. Dankie dokter. So ons het eintlik nou daaroor gepraat. So hoe vergelyk ons situasie met Engeland se wat so in die begin 2000s waar hulle die diere in hordes uitgeskiet het en een in Argentinië. Hoe verskil ons sin? En dan kan ons nog wen in Suid-Afrika en hoe lank gaan dit vat? Ons kan absoluut nog wen. Winston Churchill het gesê, never, never, never give up. Op die einde van die dag, ons sit nou in 'n moerse probleem. Maar daar is altyd hoop. Ek dink nie ons het besef hoe vinnig gaan hierdie siekte deur die land versprei nie. Daar is al in 2019 gemaan en gesê asseblief, kom ons sorteer die probleem uit, hou dit in Limpopo, daarna by die Kreerwiltuin. Alles, in my opinie weer, het op dowe ore geval. En nou bevind ons onsself in 'n absolute ramp. Maar ons gaan nie die ding uitsorteer. Daar gaan nog enstof die land inkom. Ek's nie betrokke by die betaling van die enstof nie. Ek smeek die mense wat die betalings moet doen, maak 'n plan. Kry geld bymekaar. Industrie wil betaal. Ons wil enstof in die land hê. En ek dink gesamentlik, daar is al offers op die tafel gesit deur groot boekrale wat bereid is om ekstra enstof te koop en hulle kommunale beeste om die voerkraal op te en met mannekrag, met oorplaatjies. So die mense wil saamwerk. Die regering moet ook net bietjie saamwerk. Ja, dankie dokter. Okay, dan nog een, ons verstaan dat 'n mens na inenting op 'n melkplaas nog steeds back and cope kan kry. En hoekom is die siekte nog steeds so drasties al is hulle klaar geënt? Okay, ek dink kom ons wees eerlik en gaan terug na daai slide waar ek vir jou gewys het wat in Tsitsikamma gebeur het. Die stamme, kom ons sê dis 'n SAT1 stam wat jou eerste tref en jy word nie geënt nie. As 'n SAT2 jou diere tref, gaan jy weer die siekte opdoen. As 'n SAT3 weer jou diere tref, gaan jy weer die siekte opdoen. Die BVI-vaksin bevat al 3 stamme. En ek dink die Tsitsikamma was 'n uitstekende voorbeeld van wat kan gebeur as jy voorkomend ent. Ek wil nie te veel uitpraat oor wat in die land gebeur het met onwettige goeders en alles nie, maar mense is gedwing om goed te doen wat hulle kudde sou beskerm. Maar met die hoë potensie olie-gebaseerde enstof wat die diere nou gaan ontvang. Ek het nie ervaring met dit nie, maar wat die ouens vir ons vertel waar die enstof al uitgerol is in verskillende dele van die wêreld, die kanse dat die diere kliniese infeksie gaan opdoen is omtrent 0. En die volgende besendings enstof wat inkom, gaan nie net 1 en 2 in hê nie, dit gaan 1, 2 en 3 in hê. So ek dink ons beskerming lê in die feit dat ons nou high potency oil-based vaccines gaan gebruik and those require a 6-month booster. En ek dink jy gaan sien want die waterenstof
se immuniteitsdier is baie kort. So jy kan na 2,5 maande weer vatbaar wees vir infeksie, nadat jy geënt is. Sy dankie. Kyk, ja, hier is 'n klompie vrae. As my plaas nie in 'n formele disease management area is nie, maar daar is 'n uitbraak naby my, watter beperkings kan steeds op my van toepassing wees? So, die hang af van die provinsie. Daar's 'n 10 km radius wat gespan word of geteken word, waar dan nou surveillance moet gedoen word. As ek praat van surveillance, you can do what I call passive surveillance. Jy kyk, of jy bloei. Op hierdie stadium is die laboratorium so oorrompel met monsters. Hulle gaan nie by jou monsters uitkom baie vinnig nie. So, praat dan met jou plaaslike staatsveearts, dat hy met sy provincial executive officer praat, om die maatreëls uit te figure wat die minste impak gaan hê op jou plaas. Onthou net, Suid-Afrika is nou endemies. We are considered infected. Are we putting quarantine within a quarantine within a quarantine? Maar baie van die PO's, en ek wil nie name noem op hierdie platform nie, hulle is oopkop, praat met hulle. They'll see how they can best accommodate you. The draconian laws cannot be applied anymore. Die land is besmet. Omdat jou plaas in die land is, dan moet jy weer gekwarantyne word binne 'n kwarantyne area. Werk nie so nie. Dankie. Dan een vraag vir Isak. As die hof ten gunste van saai beslis, wat kan dit vir boere beteken in terme van enstowwe, privaat veeartse en die staat se beheer? Pieter, ek dink dis 'n belangrike vraag. Ek moet net miskien uit die staansbereid sê, ek het nie intrinsieke kennis. Ek het die aansoek gelees, maar dit is amper 'n 300 bladsye dokument. Ek dink, as ek dit reg verstaan, as die hof in hulle guns bevind, die regshulp wat hulle vra, in die eerste plek, ek dink dis belangrik, is wat mens noem interim of tussentydse regshulp. So dit gaan nie 'n finale indefinite bevel wees nie. Daar is 'n deel A en 'n deel B van hierdie aansoek waar hulle uit nood en op 'n dringende basis nou vra, as ek dit reg verstaan, sal daar dan 'n direkte toegang wees tot gespesifiseerde maatskappye wat die enstof beskikbaar maak. Dis die een deel. Die tweede deel is, selfs al bevind die hof in hulle guns, hoe ek het verstaan, moet daar nog 'n tweede regsproses volg, 'n hersieningsaansoek, of daar is 'n klompie alternatiewe in hulle stukke ingeskryf, so daar moet nog 'n verdere hofproses volg, wat nie op 'n dringende basis is nie, wat deur die gewone hofproses gevat sal word. Ek dink ons almal verstaan, dit kan enigiets tussen 6 maande en 18 maande vat, maar dit sal, hoe ek het verstaan, 'n baie tydelike, tussentydse toegang tot enstofmaatskappye daar stel. Dis hoe ek hulle stukke verstaan. Reg, baie dankie. As enstowwe nou ingevoer en die uitrol begin, wie gaan in praktyk eers geprioritiseer word? En hoe weet boere wanneer sy area aan die beurt is? Nou moet ek baie versigtig wees as ek sê. Ek dink kom ons begin by jou provincial executive officer. As jy met jou plaaslike staatsveearts werk, hoor by hom, kan jy asseblief rigting of leiding kry by die provinsiale executive officer. Where do you fit into the process? Let me leave it at that, because ek gaan myself in die moeilikheid kry. Okay, ek dink een praktiese vraag, die provincial executive officer. Yep. Waar kry mens sy inligting? Jy bel my. Jy sal later sy nommer op. Jy maar net stadig, jy net kans. Ek bel vir Vlei Sentraal van wat ook al jou provinsie is. Ek sal vir Pieter die nommer gee van die provincial executive officer, dan kan jy hom bel. Dis reg. Pieter, mag ek net, as ek mag, 'n klein kommentaar van my kant af. En miskien klink ek soos 'n dominee wat preek, maar ek dink op daai vraag, hulle gaan nie by jou uitkom as jy nie gerapporteer het en as hulle nie van jou weet nie.
Natuurlijk. So dit is net nog 'n rede hoekom ek gesê het, mense, play the game. Hou by hierdie protokolle, hulle gaan nie by jou uitkom as jy nou einde ten laaste besluit, koek, ek moet nou gaan rapporteer nie. Net 'n praktiese opmerking. Ja, sy, dankie. Okay, wat is tans die grootste fout wat boere op grondvlak maak wat die verspreiding van die siekte vererger? Ek dink die grootste fout wat die boere tans maak is, kom ons wees eerlik met mekaar. Daar is boere wat beeste skuif. Dis nie net die komaniale manne wat die beeste skuif nie. Ek kan vir jou wys in die Noord-Kaap, daar het boere beeste geskuif. As hulle weet hulle is siek. Ja. Nee, hulle skuif hulle weg. Die ander ding is, moenie jou ore uitleen aan elke liewe Jan Rapp en sy maat wat vir jou 'n resep het vir treatment, vir inenting, vir voorkoming. Daar is wetenskap agter hierdie siekte. Jare en jare se wetenskap. Die ek student was die Trans-Animal Disease Boundary a world bastion. Unfortunately, it's not that anymore, maar daar is genoeg wetenskap om te wys that some of the stuff wat aanbeveel word deur middelmaatskappye, deur veeartse, deur spekulante, deur ek weet nie wat nie, dit het geen wetenskaplike agtergrond nie. Dis net om jou beter te laat voel that you're doing something. As jy regtig waar 3 weke wag, of allerhande rubbish in die kos sit, dit gaan 3 weke vat om die siekte en dan is dit verby. Soos ek gesê het, hou by die basiese reëls. Moenie probeer insny op rantsoenkostes nie. Voer ekstra minerale, sink, baie belangrik. As die diere longontsteking kry, praat met jou veearts. Ons kan goed in die kos sit. Daar is antibiotika wat 'n mens in die kos kan sit, wat die diere hoef nie te skuif nie, want baie van dit seer voete. Ons het nou ook 'n middel wat ons tans laat maak, pynstillende middel wat jy in die kos sit, dan hoef jy nie die diere te hanteer nie. Praat met jou veearts, ons is opgelei om dit te doen. Dit was nie 'n siekte wat ons geleer het by universiteit nie, want hulle het gesê, bel die staatsveearts. Dit is wat in ons nota staan. Nou weet die privaat veeartse baie meer van hierdie siekte. Ons werk saam, ons is almal op groepe saam, as daar vrae is, word hulle beantwoord, as ek vra ek, en daar's die slim mense wat ons kyk op na die slim mense, die mense wat ek bedank het, hulle is wêreldklas, hulle is top van hulle game. Dr. Broekner was die voorsitter van die WOA, the Scientific Committee. Jy sit nie in daai stoel nie as jy niks weet nie. Ons kan enige tyd vir enige van hierdie mense bel en hulle sal ons help. Baie dankie. Nou dat back and closure as 'n nasionale ramp geklassifiseer is, wat verander dit prakties vir my as boer? Ek weet nie, daar's net nog geld. Daar's geld beskikbaar. Ek weet nie waar is die geld nie, ek kry dit nie. Maar hopelik is daar geld nou beskikbaar. Kom ons praat net van die geld vir die enstowwe. Ek dink ek bid dat dit nou gespandeer gaan word op die enstowwe en dat die enstofverskaffers hulle geld kry, dat hulle nog enstoffonds wil stuur. Daar is tans hopelik 12 miljoen doses in die pipeline, 6 miljoen van een verskaffer, 6 miljoen van 'n ander verskaffer. En ek dink hierdie probleme sal opgedra tot die president. So hy dra kennis van hierdie probleem. Die ramptoestand, ek's nie 'n prokureur nie, ek's net 'n ou wat op die grond werk, wat elke dag sien hoe boere getref word, maar hopelik nadat hierdie enstof vir die eerste maal uitgerol is en daai ouens wat wel geënt is, sal 'n groot proefkonyn vir ons word. En een van die maatskappye het al klaar aangebied as 'n gratis diens as jy die Dolwet vaksin ent, hulle sal die surveillance betaal. So kom ons help die maatskappy om data bymekaar te versamel om vir die regering te gee, dis hoe die enstof werk. Die ander groot ding is wat daai Dolwet aan betref, en ek kry nie geld van Dolwet nie, this is not a free advertisement. Hulle het 'n barcode op daai enstof. Hulle gaan presies weet waar is die enstof gebruik, hoeveel diere is geënt, en op daai basis kan ons baie vinnig vir die regering terugvoering gee. This is how the vaccine from this particular company was rolled out. Pieter, as ek mag daarby byvoeg, dit is definitief 'n effek, die declaration van die national disaster. As ek dit in eenvoudige taal kan stel, wat ek vroeër verduidelik het,
as die regering 'n controlled disease onder 'n spesifieke wet en spesifieke regulasies beheer in gewone omstandighede, maar dan word daar 'n disaster verklaar. Van 'n regsoogpunt af, die maklikste wat ek kan verduidelik is nommer 1, wat Sean gesê het, dit maak die staat se hande vry om meer resources beskikbaar te maak. Natuurlik geld aan die een kant, maar dit maak ook die staat en die minister se hande 'n bietjie los om emergency regulatoriese dinge in plek te sit. En ek vergelyk dit weer. Julle sal almal onthou, elke 2 weke of iets onder COVID het ons 'n minister op die TV gesien wat een of ander nuwe regulasie of 'n ding afkondig. So die effek daarvan, van 'n regsoogpunt af, dit gee jou plooibaarheid en dit gee die regering 'n bietjie 'n room for movement om te reageer na die emergency situasie wat bestaan en natuurlik soos ek gesê het, geld om resources, nie net geld nie, resources, mense wat ook al beskikbaar te maak en te dedicate aan hierdie probleem. So in my opinie, it's a good thing, want dit maak bietjie die regering se hande vry om vinniger en met meer resources die probleem aan te spreek. Okay, baie dankie. Okay, wanneer kan 'n boer wat binne die 10 km radius val, maar wie nie back and claw positief is nie, sy beeste of skape nog aan 'n abattoir verkoop? So al wat jy hoef te doen as jy binne die 10 km radius is, jy moet met die plaaslike staatsveld praat, jy kry 'n Rooikruis permit en die beeste moet ondersoek word dat hulle geen tekens van die siekte wys teen tye van die slagting. Hulle moet gebek word, hulle moet gecheck word, hulle moet afgeteken word met 'n gesondheidssertifikaat en daarmee saamkom die Rooikruis permit, die trokke word geseël, die abattoir word in kennis gestel dat die beeste is op pad, maar by die nuwe wetgewing hoef jy nie net 'n designated back and claw abattoir te gebruik nie. You can use any abattoir if the animals are clean. Baie dankie. Okay, en dan altyd van julle, ek dink Isak, as jy eerste kan antwoord. As julle vandag vir boere net 3 dinge kon gee om hierdie week te doen om hulself prakties en regsgewys te beskerm, wat sal dit wees? Ek dink ek gaan onmiddellik terugval op wat ek van tevore gesê het, is as jy vir een of ander snaakse rede nog nie gerapporteer het nie, doen dit. Nommer 2 van my kant af, en ek dink dis ook 'n herhaling, is moenie kort paaie soek nie, moenie kroek nie, moenie diere skuif omdat jy dink jy gaan iets ontwyk nie. Dit is omtrent nie 2 goed. En derdens, miskien, jy weet, wees geduldig. Jy weet, sit it out, sien hierdie proses uit. Don't make nervous moves in nervous situations. Dr. Morris? Al wat ek kan sê is, guys, every one of us has a responsibility to look after our own asset. If you think you're going to get advice vir die kroeg, gaan jy nie. As jy dink jy advies gaan kry op Facebook, don't listen to it. Gaan terug na jou veearts toe. Hy's opgelei. As hy nie vir jou kan help nie, sal hy raad verder met die leer kry. En as ons nie vir hom kan help nie, ek beloof jy, daar's mense in hierdie land, they are world-class researchers, they are world-class scientists, and in fact, we have people on our technical task team that sit on WOA. So dis nie dat ons hierdie kundigheid het nie, hoor. Trust me, we have it. We've just let the situation get to a point where now we have a disaster. That's why we have the Disaster Management Act. But we'll fix it. It's not the first problem South Africa's faced. We'll get through it. We have a South African problem that needs South African solutions. It took Brazil 30 years. So don't for 1 second think that when you wake up tomorrow, it's all going to be over. It's not. Baie dankie Dr. Morris. Ja, ek dink ek moet jou net reg help. Facebook, hierdie uitsending kan ons mag Yeah, you can listen to half the stuff we talk about. About half. Ek het nie Facebook nie, ek het Vleisboek. So Vleis Sentraal, ek het Vleisboek. Okay. If I could just make one, it's a small advertorial for Octavocene, and I'll leave the invitation with Vleis Sentraal. We have an international seminar on the 31st of July, 2026 in Pretoria. It is
It's a function that you can attend at no cost. We are bringing people in from the United States. We are bringing people in from the United Kingdom. And we are also going to give you the opportunity to listen to the very, very bright people in South Africa that have been involved in finding solutions for the foot and mouth. Dan sê baie dankie Dr. Morris. So ek dink ek gaan afsluit. Ek wil vir julle ongelooflik baie dankie sê Dr. Morris, Isak, vir julle insig. So ons gaan e-pos kan julle na back@vleicentraal.co.za stuur indien julle nog vrae het. Ons gaan dit sal ons op die sosiale media dan bekend maak nadat ons dit aan die spesialiste gerig het en ons die antwoorde gekry. So julle is welkom om na daai e-posadres back@vleicentraal.co.za nog verdere vrae te stuur. Daar sê namens Vleicentraal wens ek julle 'n baie goeie dag. Hierdie is 'n moeilike tyd, maar ons weet Suid-Afrikaners het nog altyd 'n manier gekry om deur 'n ding te druk. Soos Dr. Morris gesê het, dis nie iets niets waar ons moeilike situasies in die gesig staar nie, maar ons is almal regtig ongelooflike sterk 'n nasie in Suid-Afrika. Baie dankie en geniet die res van julle dag. Totsiens almal. Totsiens. Daar's hy.